Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou, dit gaan met jou goed. 1 Petrus 5:8 sê, wees nugter en wakker, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy wil kyk wie hy kan verslind. Gistermiddag bestel ons 'n paar goedjies wat afgelewer moet word. En toe die motorfietsie voor die hek stop, klim die man van die motorfiets af, en my hond lê ewe gemaklik voor die hek. Maar hierdie man, met sy pakkies in die hand, begin om ons hond aan die ander kant van die hek te terg. Hy dans op en af voor die hond en maak geluide, en hoe meer hy beweeg, hoe kwaaier word ons hond aan die ander kant. En toe ek uiteindelik by die hek kom, vra ek hierdie man mooi, wees nugter en wees wakker. Jy besef nie hoe kwaai hierdie hond is nie. Jy besef nie hoe gevaarlik hierdie hond is nie. En as ek hierdie hek oopmaak, gaan jy moeilikheid hê. En hierdie man op sy fietsie erken. Hy sê, "Sjoe, hierdie hond is so kwaai soos 'n brullende leeu en hy wil kyk wie hy kan verslind." Vanmôre is my boodskap eenvoudig. Baie kere is ons besig met dinge in ons lewens en ons besef nie die erns van die saak nie. Ons besef nie hoe gevaarlik die dinge is waarmee ons besig is nie. En ja, ek weet jy weet vir 'n oomblik waarvan ek praat. Jy is besig met gewoontes of met verslawings of met goedjies wat jou besig hou en jy het vergeet hoe gevaarlik dit is. En die Bybel sê, wees nugter en wees waaksaam. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En net soos hierdie hond van ons al hoe kwaaier geword het agter die hek, omdat die man nie besef het waarmee hy besig is nie. Moet ek en jy vanmôre nugter en wakker wees, sodat die duiwel ons nie kan verslind nie. Die duiwel het net een motto. Hy wil steel, hy wil slag en verwoes. Vanmôre is die boodskap baie eenvoudig, dat ek en jy moet nugter en wakker wees. Ons moet kyk waarmee ons besig is, sodat ons nie dalk verslind kan word nie, nie dalk opgevreet kan word en ons die oorlog kan verloor nie. Vanmôre is my gebed, dat wanneer jy vanmôre die huis verlaat, wanneer jy skool toe gaan, wanneer jy werk toe gaan, of miskien net daar waar jy by die huis is, dat jy vir 'n oomblik sal fokus, dat jy bietjie sal kyk waarmee jy in jou lewe besig is, en kyk 'n bietjie of dit nie dalk jou lewe kan vernietig nie. En as dit kan, wil ek jou vanmôre vra, dat jy eerlik met jouself sal wees en sê, Here, ek besef vanmôre, dat dit waarmee ek besig is verkeerd is, sal dit my lewe kan vernietig. En ek vra mooi, Here, dat U my sal help, dat U my sal bevry, dat U my sal losmaak, en dat U my sondes sal vergewe, sodat die brullende leeu my lewe nie kan vernietig nie. Here, baie dankie dat U die leeu is uit die stam van Juda, die vlekkelose lam, die een wat my lewe red, verlos en genees. Here, gee vanmôre my lewe totaal en al oor in U hande. En ek bid en ek vra, Here, dat U my sal help en my sal verlos van die leeu wat my lewe wil vernietig. Amen.